Dr. Rulie van der Spy. Daar is die wat in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. Ons gesels vanmôre verder met Dr. Rulie van der Spy met lig op die skrif. Vanmôre is sy tema Yeshua, die verlosser, kom stad toe. Goeiemôre Rulie, weer interessante aanslag wat jy gee, want ons praat nie altyd van Yeshua nie. Ek is seker ons het 'n idee wie dit is. Jy weet dit iets met die Here te doen of met Joshua te doen, want hy is die verlosser. Maar ons weet nie na watter stad toe kom wie regtig nie. Wat wil jy vir ons vanoggend verduidelik met Joshua, die verlosser, kom stad toe? Ja, môre luisteraars, môre Willem. Ja, dit is vir my lekker om so 'n bietjie na die Hebreëus en die Grieks en die oorspronklike tale te kyk en hoe name gebruik word en hoe ons ook name gebruik. Luisteraar, ek is seker jy weet dat mense wat 'n bietjie meer van die Joodse feeste hou en die Joodse agtergrond van ons Christelike geloof en Messiaanse Jode, hulle praat nie van Jesus nie, maar hulle praat van Yeshua. So vir julle wat dit ken, verstaan, sal dit beteken Jesus die verlosser kom stad toe. Maar dis nie die enigste betekenis van hierdie tema wat ek nou weer aankondig nie. Ek wil eintlik vir julle eers 'n bietjie wys, sonder met gewone name, hoe name verander in verskillende tale. Ek hoop dit is interessant, want daar is nogal heel wat dinge, en mens besef nie altyd hoe name verander nie. Elke taal het verskillende goed wat vereis word, of klanke wat daar gebruik word of nie gebruik word nie, en daarom verander name. So, Willem, ek gaan sommer begin hier so met Afrikaanse en Engelse name. Jy weet seker van Johan of Johannes, wat is dit in Engels? Ja, seker John. John, ja. So, en niemand sal ooit dink te snaaks, as ek van John praat en ander praat van Johannes nie, en sal nie vir my vra, hoekom nie, maar ons sal net weet. Dis 'n Engelse Johannes en 'n Afrikaanse Johannes, dis maar hoe dit is. Maar ons weet eintlik, dis letterlik dieselfde naam. So, interessant, mens sien nogal, in Engels word daar soms 'n kind Noah genoem, maar wat is die Afrikaans vir Noah? Dis Noach, né? Willem, ken jy Afrikaanse Noach-kinders? Nee. Ja, so die taal het verskillende gebruike. Ons doen net nie dieselfde dinge met name nie. Isaiah is Isaiah. Dis maar net so bekend. Elia word Elijah. Elisa, interessant, word Elisha, dink ek het miskien dit nie reg geskryf. Maar dan kry mense so naam soos Willem, in Engels is dit William, né? En dan die verkleiningsvorm daarvan is Bill. Nie dat ek weet ons daarby uitkom nie, maar dit het ek nou al agtergekom. So, jy sien name doen snaakse dinge. Nou luister na hierdie paar Afrikaanse, Engelse en Russiese variasies of vorme van name. Nou Michael, wat Afrikaans en Engels kan wees, word partykeer in Engels Mike genoem. In Russies is dit Misha. Johannes, wat ek nou net gevra het, is natuurlik John. En die Russiese vorm is Ivan. So ek weet nie geweet of julle weet dat Ivan eintlik die Russiese vorm van Johannes is nie. David, in Engels David, in Russies Davud. Maria, Afrikaans, Engels Mary, in Russies Miriam. Nou Jacobus natuurlik, in Engels is Jacob of James, né? Weet nie of jy geweet het nie, James is ook die Engelse vorm van Jacobus. En in Russies het hulle so James, hulle het so snaakse letter wat hulle daar gebruik, James. Ja, Mattheus is natuurlik Matthew en in Russies is dit Matthew. So snaakse vervorming van die name in verskillende tale. 'n Ander interessante hede oor Russiese en Afrikaanse name is dat die naam Alexander kom ook in Russies voor as Alexander, maar die verkleinvorm van Alexander is Sasha. So baie snaaks. So Alexanderkie word dan Sasha in Russies.
Ek het net al gesê, Vladimir is Walter, en Jelisaveta in Russies is eintlik Elisabeth. So dit 'n J klank daar, snaaks. En ja, luisteraars, en julle het seker nou al baie gehoor van Vladimir Putin. En wie is die president van Oekraïne? Vladimir Zelensky. Ja, nou Vladimir en Vladimir is presies dieselfde naam. Die een is nie die Russiese vorm en die ander is die Oekraïense vorm van presies dieselfde naam. Vladimir, ja. So verander name. Maar daar is ook ander woorde wat verander in verskillende tale, né? Dit van die Griekse woord marathon met 'n TH, 'n theta daar in die middel, kry ons die Engelse woord marathon wat ook 'n TH het. Wat is marathon in Afrikaans? Hoe spreek mens my uit? Marathon. Maar interessant, die Russe het daardie TH, marathon, TH, gevat en 'n F daarvan gemaak. So dis my baie snaaks as die Russe praat van marathon. Dit klink soos 'n Afrikaner wat nou nie mooi die TH kan sê nie. Natuurlik die ander snaakse dinge, 'n plek soos Pizza Hut. In Afrikaans is dit ook maar Pizza Hut. Maar die Russe het nie 'n H nie, het 'n G, 'n K, maar is eintlik maar soos 'n Afrikaanse G. So Pizza Hut word in Russies Pizza Gat. Ja, so as ons Afrikaans sprekendes lag natuurlik daaroor. En dan hamburger in Engels hamburger, in Russies gamburger. Beweer eens die A word 'n G. Ja, of 'n G of 'n G. So verander klanke in ander tale, omdat daai taal nie altyd dieselfde klanke het nie. Ja. So die Griekse naam Ioannis is Johannes of Johan. En die Griekse naam Paulos is Paulus of Paul in Afrikaans. Dis nou maar hoe die tale werk. Kom ons kyk 'n bietjie na Afrikaanse en Hebreëse vorms. Willem, ek dink jou tweede naam is ook Abraham, is dit korrek? Yep, korrek. Abraham kom van die Hebreëse Avraham, met 'n W, dan nie min, Avraham. Rebecca kom van Rivka af. Isaac, of in Engels Isaac, kom van die Hebreëse Yitzchak af. Ismael kom van die Hebreëse Ishmael. My vrou se naam is Vashti, dit kom van die Hebreëse Vashti af. In Engels gebruik ook die Vashti. So interessant, ek sal vir Engelse mense sê, my vrou se naam is Vashti, en hulle sal sê, yeah, Vashti is an interesting name. So hulle sal onmiddellik die shift daarvan maak daar in die middel, sonder dat ek dit gesê het ook. Jakob kom van die Hebreëse af Jakob. Esau kom van Esaf af. Job, dit is baie interessant, Iof is die Hebreëse vorm van Job. En natuurlik, Jesus kom van die Hebreëse vorm Yeshua af. Of die Grieks Jesus, ek gaan nou daaroor praat. Maar kom ons gaan terug na die tema van die dag. Yeshua kom stad toe. Willem, ons moet bietjie blaai daar na Joshua 1, nou vers 1 gaan ek nou lees. Luisteraar, blaai gerus saam met my, kyk wat staan in jou vertaling in Joshua 1 vers 1. Nou, ek gaan gou net die Hebreëus van die eerste paar woorde lees. Die eerste paar woorde sê, toe het die Here vir Joshua seun van Nun gesê. In Hebreëus is dit, Vayomer Yahweh El Yeshua ben Nun. En hy het gesê, Yahweh aan Yeshua seun van Nun. Is hoe die Hebreëse woord loop. En dit loop natuurlik van regs na links. As jy op YouTube kyk, sal jy die skerm sien, dit begin in daai kant. Nou, ek het al baie keer gesê, dat die Ou Testament is omtrent so 200-300 jaar voor Christus in Grieks vertaal. Omdat Grieks die wêreldtaal geword het, soos Engels vandag die wêreldtaal is. En so hulle die hele Ou Testament in Grieks vertaal, wat ons die Septuagint noem. Die afkorting daarvoor is LXX, wat 70 is, want hulle reken dat 70 mense gehelp met die vertaling.
So die Septuagint is die Griekse vertaling van die Ou Testament. Nou as ons hierdie versie, Josua 1 vers 1 in Grieks lees, dan staan daar, Eipen Kyrios toi Jesoi, wei naui. Eipen is, en hy het gesê, Kyrios, die Here, wat Yahweh is, of toi Jesoi, aan Jesus, seun van Nun. So, die toi Jesoi is die datievorm van Jesus. Dat staan letterlik in die Grieks. En die Here het vir Jesus, die seun van Nun, gesê. So as jy op YouTube kyk, sal jy regtig baie mooi sien, daar staan die woord Jesus, dat die Here het vir Jesus, seun van Nun, gesê. Nou, in ons Afrikaanse Engelse speel dit nie eintlik 'n rol nie, maar dit is interessant, in Russies speel dit 'n rol. So, in sekere Russiese vertaling, is die naam van Jesus en die naam van Joshua presies dieselfde naam, wat Jesus is, Jesus. En daarom, as hulle van Joshua praat, dan sê hulle Jesus Navi, wat Jesus die profeet is. So, in Russies is dit Yeshua en Yeshua die profeet, of Jesus en Jesus die profeet. So, as dit Jesus die profeet is dit Joshua. En as dit net Jesus is, dan weet ons natuurlijk, dis Jesus. Ja, Willem. So is dit nie veel interessant, hierdie snaakse variasies van die vertalings en die gebruik nie. Ja, en op 'n manier kan mens dit natuurlik baie duidelik sien, dat Joshua lank voor die geboorte van Jesus, die verlosser, Jesus, is. So as hier staan Jesus, of die vertaling is Jesus, dan weet ons, dit kan nie die Jesus wees wat ons aan dink as die Jesus van die Nuwe Testament, die verlosser nie. Dit moet 'n ander Jesus wees. En maar as dit dan die seun van Nun is, dan weet ons dat dit, soos ons tradisioneel sal sê, Joshua, seun van Nun, moet wees. Ja. So die Jesus van die Ou Testament en die Jesus van die Nuwe Testament kan nie dieselfde persoon wees nie. As ek moet rolweg met raai sal sê, daar is 1000 jaar tussen die twee gebeure. Ja. Maar soos jy sê, die vertaling gee vir ons presies dieselfde naam. En ja, ek wil tog die luisteraars net weer bewus maak daarvan. Tikgerig is in, as ons klaar is, of later vandag, Roelie van der Spy op YouTube, en julle sal hierdie praatjie duidelik sien, dat hoe die Grieks uiteengesit is met die Afrikaans of Hebreeus en die Afrikaans taal daarmee saam. Baie dankie ook daarvoor. Dit gee vir ons 'n versekering dat ons nie besig is om iets te praat wat nie daar is nie. Jy gee vir ons die eksakte woorde, ek lees dit hier voor my, terwyl ek hoor wat jy sê. Ja. Nou, juist daaroor, nee, soos ek sê, is ons vertalings, het dit vir ons gedifferentieer. Maar eintlik, as die hele Bybel in Hebreeus was dit dieselfde naam. As die hele Bybel in Grieks is dit dieselfde naam. Maar in Engels en Afrikaans het ons die name verskillend gemaak. Nou, waar kom die naam vandaan en wat beteken die naam? Die Hebreeus, soos ek gesê het, is Yehoshua. Nou, die kortvorm daarvan is Yeshua. So hierdie naam kom partykeer in 'n langere vorm en partykeer in 'n korter vorm in die Hebreëse Bybel voor. Maar interessant, dit is ook letterlik die werkwoord van om te verlos. Hy wat verlos, hy verlos. Daai naam beteken hy verlos. Soos die Hebreëse woord, die Hebreëse naam Yitzhak. Wie was die Isak? Dit was die seun van Abraham en sy vrou? Rebecca? Abraham Sarah. Sarah, wat later Sarah geword. Sarah het gelag. Het letterlik gelag toe die engel gesê het, jy gaan 'n kind kry, want sy was al 90 jaar oud gewees. En Yitzhak beteken om te lag, nee? Noem hulle letterlik die naam, die gelag, of hy het gelag. So Isak beteken letterlik hy het gelag, of die gelag. So die Hebreëse woorde, sy name het meestal direkte betekenis so. En Yeshua beteken hy verlos, of dan die verlosser. Ja. So Yehoshua, of die korte vorm Yeshua, is letterlik die verlosser. So die naam Yeshua beteken verlosser, nee. En ek het net nou gesê, in Grieks is dit Jesus. Nou, interessant,
soos ons ook die vorige keer gesê het, Jesus en sy mense het nie eintlik meestal Grieks gepraat nie, het meestal Aramees of Hebreeus gepraat. Maar dit is in Grieks opgeteken in die Nuwe Testament. En as daar dan staan dat Jesus se naam Jesus is, het hulle verstaan dat dit beteken hy is die verlosser, want vir hulle was dit Yeshua gewees. So hulle het met mekaar gepraat en gesê sy naam is Yeshua. As ons in Matteus 1 vers 21 lees, dan staan daar die volgende woorde. Hy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So daai woord, daai naam Jesus of Yeshua het letterlik nog vir hulle die oorspronklike betekenis gedra. Hy verlos. Dis letterlik, noem hom verlosser, want hy gaan verlos. Noem hom Yeshua, want hy gaan die mense Yeshua, hy gaan hulle verlos. So Maria het dit letterlik verstaan, maar dit is toe in Grieks vertaal, nee natuurlik nou in Afrikaans en Engels vertaal, so ons is nou al 'n bietjie ver daarvan af. Ons verstaan nie altyd dat Jesus letterlik verlosser beteken nie. Dit word maar net vir ons nie teks duidelik gemaak, maar hierdie mense het dit direk verstaan. Goed, dit is stapie terug dan. Ek sê, Yeshua beteken verlosser, in Grieks is dit Jesus, in Russies is dit Isus. Interessant, in Arabies en in Turks is dit Isa. In Engels is dit natuurlijk Jesus. Ja. So al hierdie vorme beteken eintlik nog presies dieselfde. Dit beteken verlosser. Nou kom ons by Joshua. Die boek Joshua. Ons gaan in Joshua 3 lees. Maar luister me mooi wat sê ek nou. Ek sê, daar's 2 Yeshua's. Yeshua gaan na Jericho en Yeshua gaan na Jerusalem. En kom ons kyk wat is die ooreenkomste in hierdie 2 verhale van die 2 Yeshua's. Ek weet nie, dit was vir my nogal 'n openbaring toe ek nou 'n boek lees wat dit uitgelig het, dat daar 2 Yeshua's is, wat al 2 stad toe gegaan het. Nou die een stad was wel Jerusalem en een stad Jericho, maar al 2 het stad toe gegaan. En al 2 het op dieselfde datum stad toe gegaan. Al 2 het van dieselfde kant afgekom en op dieselfde manier gegaan. Dis 'n geweldige ooreenkoms tussen die 2 Yeshua's wat gekom het en al 2 het gegaan om verlossing te bring, maar die verlossingsproses het ingesluit dat die stad verwoes moet word of die tempel verwoes moet word. En dit gaan ons dan nou sien hoe dit gewerk het. So blaai asseblief saam met my na Joshua 3 vers 1 tot 6. Dit is nou Joshua of Yeshua wat na Jericho toe gaan. Joshua gaan na Jericho toe. Ek lees vir ons Joshua 3 van vers 1 tot 6. Joshua het vroeg die môre van Sittim af vertrek en by die Jordaan aangekom. Hy en al die Israeliete. Hy het daar oorgebly voor hulle deur die Jordaan sou vertrek. Na 3 dae het die beamptes die kamp deurgegaan en die volk beveel: wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby die ark kom nie. Hoekom, Willem? Hoekom moes hulle nie naby die ark kom nie? Want jy weet, Rudy, dit is so wonderlik vir ons beskryf in die res van die skrif ook, dat die ark is die teenwoordigheid van die Here en dit is rein, en die volk en die mense is onrein. En daaroor moet hulle dit hanteer met die uiterste respek, maar ook afstand. Ja, en hierdie ark is heilig, omdat dit God se teenwoordigheid simboliseer. Dit is so goed soos God wat daar is. So hulle het vir God saamgevat. En hulle moet God
met respek en heiligheid hanteer en hulle moes bietjie pad gee. Goed. Vers 5 sê Joshua dan. Joshua het vir die volk gesê, reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. So hulle moet hulle gaan reinig, gaan regkry vir hierdie hele episode. Vers 6. Vir die priesters het Joshua gesê, tel die verbondsark op en stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. So, wat was die orde dan daar? Dit was die ark en die priesters en dan die volk. En hierdie hele prosesie het van die vallei, deur die vallei gegaan, deur die rivier, die water of die spruit gegaan en na die stad toe gegaan. So dit is wat hier gebeur het. Willem, ons gaan nog 'n klompie verse lees uit Joshua 3 uit, van vers 8 af. Sal jy dan vir ons lees van vers 8 tot vers 13 asseblief? Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom. Joshua het vir die Israeliete gesê, kom nader, luister na die woorde van die Here julle God. Daarna sê hy, hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, Hittiete, Hiwiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man aan uit die stamme van Israel, een uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die priesters van die Here van die hele aarde, sal die water wat van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Ja, dit wys net vir ons hierdie geweldige heilige teenwoordigheid en krag van God teenwoordigheid, dat die water gaan staan as die ark dan deur die rivier moet gaan. En is interessant, soos ek gesê het, dis die ark, die priesters wat die ark dra, 12 manne wat die volk verteenwoordig en die volk wat agterna kom. So dit is vir my so wonderlik. Die ander interessantheid is, ek gaan nou dit alles bespreek en vergelyk dan met die tweede Joshua. Die ander interessantheid is, voor hierdie episode, in Joshua 2, het Joshua 2 manne uitgestuur, né? Die sogenaamde verspieders, in Joshua 2. Jesus wat het hy gedoen voor hy Jerusalem ingegaan het? Voor hy die Paasfees gaan vier het? Hy het 2 manne gestuur en vir hulle gesê, gaan vooruit en as ek reg onthou sê hulle die donkie daar kry. Ja, dis die donkie en gaan maak gereed, ja. So al 2 Joshua's stuur dan 2 manne vooruit om die plek gereed te maak, te kyk wat daar aangaan. Joshua 2 vers 1. Joshua seun van Nun het van Sittim af in die geheim 2 verkenners uitgestuur, vir hulle gesê, gaan kyk na die land, gaan kyk die land deur, veral Jericho. Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van die prostituut in die naam Rahab en daar thuis gegaan. En dan in Matteus 21 vers 1 en 2 lees ons van die tweede Joshua, wat ook 2 mense uitgestuur het om die plek gereed te maak. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, 'n vul en 'n vul by haar. Maak haar los en bring haar vir my. So, beide die Joshua's het voor hulle die stad ingegaan het, 2 mense uitgestuur om 'n bietjie alles in orde te kry. Maar luisteraars, daar's al iets anders interessant, né? So hierdie 2 Joshua's het altyd na die stad toe gegaan. Hulle het altyd 2 mense vooruitgestuur. Maar weet julle, hulle het altyd op dieselfde datum die stad ingegaan. Nou, kom ons kyk hoe belangrik hierdie datum is. Nou in Levitikus 23 lees ons van die feeste en die datums van die feeste. En in Levitikus 23 vers 5 lees ons van die datum van die Paasfees.
Willem, sou jy dit vir ons kon lees, hierdie vers 5, 6, 7 en 8 van Levitikus 23, van vers 5 af. Ja, en vra die luisteraars moet mooi luister, want dit is baie interessant. Op die 14de van die eerste maand in die skemer, moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. Op die 15de van dieselfde maand, begin die fees van die ongesuurde brood tot eer van die Here. 7 dae moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet julle 'n gewyde byeenkoms hou. Julle mag dan geen werk doen nie. 7 dae lank moet julle offers aan die Here bring. Die 7de dag moet julle weer 'n gewyde byeenkoms hou en niemand mag werk nie. Ja, en dit is interessant eintlik die volgende dag, die 8de dag, is toe weer 'n groot Sabbatdag wat ons gevier het. Maar dit was nie vir my belangrik op die oomblik nie, of vir my belangrik op die oomblik was, dis op die 14de van die maand. Was die eerste van die eerste maand, dis die maand Nisan, dis die datum van die Paasfees. Nou, kyk nou wat sê Joshua 4 vers 19, wanneer het Joshua hulle nou daar aangekom. So, ek gaan nou 'n bietjie kyk na die datum, van wanneer Joshua en sy mense na die stad toe gegaan het. Joshua 4 vers 19 sê, die volk het op die 10de van die eerste maand deur die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal oos van Jericho. So op die 10de van die maand. Joshua 5 vers 10 en 11 sê, terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jericho vlakte gevier, op die 14de van die maand. Julle sien, die 10de het hulle gegaan, gereed gemaak, en op die 14de het hulle dan die Paasfees gevier. En dan die volgende dag, die oggend na die Paasfees, presies op die dag, het hulle die ongesuurde brode en die gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. So, die Paasfees het op die 14de begin en die volgende dag die ongesuurde brode. Ja. Goed, kom ons kyk nou, wanneer het Jesus Jerusalem toe gegaan, na die stad toe gegaan, né? Dis die tweede Yeshua. So die eerste Yeshua het op die 10de gegaan en op die 14de het hy die Paasfees gevier saam met sy mense. Kom ons kyk wat het die tweede Yeshua gedoen. Op watter datum het die tweede Yeshua na Jerusalem gegaan? En daarvoor moet jy saam met my blaai asseblief na Johannes 12. Johannes 12. Ek gaan vers 1 lees en ek gaan vers 12 lees. In Johannes 12 staan daar, 6 dae voor die Paasfees, het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. En dan vers 12 staan daar, die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. So, watter datum het Jesus die stad ingegaan? 5 dae voor die fees. Die fees is op die 14de. Dit beteken letterlik, Jesus het op die 10de van Nisan Jerusalem ingegaan. Dieselfde datum as wat die eerste Yeshua die stad Jericho ingegaan het. En net so 'n kantnota hier. As ek nou reg het in Exodus staan daar, met die Paasfees moes hulle op die 10de van die maand die lammetjie kry. Dat hulle kan kyk of die lammetjie sonder gebrek en sonder fout is. En dan moes hulle die lammetjie by hulle laat bly vir daai 5 dae, en op die 14de van die maand moes hulle die paaslammetjie slag. So Jesus, ons paaslam, kom op voorbeeld van Yeshua, die eerste een, kom die tweede Yeshua op die 10de van die maand na die stad toe vir die Paasfees, om op die 14de van die maand geslag te word, geoffer te word as paaslam. Is dit nie wonderlik nie? Wel, sulke dinge laat my so besef hoe wonderlik God se beplanning is, hoe wonderlik die skrif is. En dan voel ek partykeer hier, ons kennis is so armoedig, ek praat van myself, want ek het hierdie oor die eerste Yeshua nou onlangs eens geleer.
En ek wil so graag hê jy wat luister moet saam met my leer uit die skrif uit en sien hoe geweldig dit is dat God eintlik half die volk Israel het inoefen het om op dieselfde datums dieselfde dinge te doen tot by die finale Yeshua, Jesus, die verlosser. Om dan as eintlik nie as ons dit hoor, dan kan jy net besef, hier is een groot outeur. Hierdie is 'n biblioteek van boeke oor 'n paar duisend jaar geskryf deur verskillende skrywers met verskillende style en alles. Maar die boodskap is dieselfde. En daar's een groot outeur wat vir ons datums, feeste, geleenthede so presies laat ooreenkom dat jy sonder om te twyfel moet weet, iemand groter as die Johannes of die Josua wat hier skryf is die skrywer. Die Here is die skrywer. Hy is die outeur, hy is die een wat dit koördineer en nie mense wat net 'n paar jaar leef en nie meer daar is nie, want hierdie boodskap kon eintlik nie deur 'n mens so presies oorgegee word, as daar nie definitief jy weet 'n eksterne ewige outeur teenwoordig was nie. Dit is net so wonderlik, ja. En nou ja, ek het nou die al 2 ooreenkomste uitgewys, né? Of 'n paar, hulle 2 mense gestuur na die stad toe voor die tyd. Hulle het op dieselfde datum gegaan. Hulle het op dieselfde manier gegaan, deur die God se teenwoordigheid eerste, dan die 12 verteenwoordigers, dan die volk. So kyk net na al die ooreenkomste tussen die Yeshua wat na die stad Jerigo toe gaan en die Yeshua wat na die stad Jerusalem toe gaan. Eerstens, al 2 van hulle kom van die ooste kant af. Dit staan ook in al 2, interessant, né? Daar staan uit van Sichem van die ooste kant af gegaan deur die Jordaan. En Jesus het van die Olyfberg gegaan deur die Jordaanvallei, deur die Kedronvallei, deur die Kedronspruit van die ooste kant af na Jerusalem toe gegaan. So Yeshua die eerste een en Yeshua die tweede een kom albei van die ooste kant af, deur die vallei en deur hierdie stroombek, deur die rivier of die stroombek wat hulle gehad het. Yeshua albei, die eerste een en die tweede een, het 12 man gehad wat die volk verteenwoordig. En by albei van hulle was God se teenwoordigheid eerste. So dit is nou maklik in die Ou Testament, die ark was eerste deurgevat. Maar wie het eerste deurgeloop? So gaan met die disippels. God self, Jesus. So God se teenwoordigheid in Jesus het eerste deurgegaan en die ander het hom gevolg. So die lewende God, wat staan daar in Joshua, né? Die lewende God is by julle. Nou letterlik die lewende God was letterlik lewend saam met die disippels deur die vallei in Jerusalem. Al twee mense vooruitgestuur en dit alles, die inkoms in die stad het op 10 Nisan gebeur, net voor die Paasfees, vir albei hierdie Jeshua's. Nou kom ons kyk 'n bietjie meer na die inkoms in die stad, die ooreenkomste daar. Jerigo was bekend as die Palmstad. Nou Jerusalem nie noodwendig as die Palmstad nie, maar wat het gebeur toe Jesus die stad ingegaan het? Wat het die mense gedoen? Nou, het palmtakke voor hom neergegooi. Ja, hulle ek wil sê hulle die stad toegegooi met palmtakke. So, al twee van hierdie mense kom na die stad waar daar palms was. Dis interessant. En palm is natuurlik ook 'n simbool van vrede. Die eerste Jesua se inval, wat moes hulle doen toe hulle so om die stad geloop het? Moes hulle saggies loop, Willem? Of wat moes hulle gedoen het? Die eerste paar kere en dan die laaste keer natuurlik nie. Ja, hulle moes geskreeu het, né? Hulle moes hard geskreeu het. En toe hulle skreeu, toe val die mure plat. Wat het gebeur toe die tweede Jesua die stad inkom? Die mense het geskreeu van vreugde. Hulle het letterlik uitgeroep, Hosanna, Seun van God. Hulle het geskreeu van vreugde. Die eerste Jesua het toe die stad ingeval, die mense geskreeu het die stad fisies platgeval.
Wat het die tweede Yeshua gesê wat gaan gebeur? Die stad Jerusalem gaan verwoes word en die tempel gaan afgebreek word, dat dan nie twee klippe op mekaar lê nie. So al twee hierdie Yeshua's het die stad ingekom van die ooste kant af, 'n palmstad waar mense geskreeu het van vreugde of andersins, en die stad sou verwoes word, sodat daar agterna dan vrede sou kon kom. Ja, luisteraar, dit is nou baie dinge wat ek nou gesê het. Ek begin nou afsluit, maar ek hoop hierdie parallelle wat ek getrek het, die parallelle lyne deur die Bybel, maak vir jou die Bybel oop, maak vir jou die Bybel lewend, en maak vir jou opgewonde oor die Bybel, dat jy graag bietjie meer wil lees, en bietjie meer wil studeer, en meer oor die Bybel wil lees. Want deesdae, luisteraar, is daar so baie YouTube-video's oor die feeste van die Here, en oor Ou Testament en Nuwe Testament, wat verskriklik mooi vir ons dit uitwys. Of daar's baie mooi boeke, Jesus in die Paasfees, net Jesus in the Passover, of sulke boeke is ook beskikbaar, wat vir ons hierdie dinge uitlig, om te wys dat die feeste wat daar in die Ou Testament as voorbereiding gegee is presies op die dag en datum en die manier deur Jesus, Yeshua, die Verlosser, vervul. Rulie, net voor jy jou laaste, ek hoor jy besig om af te sluit, wil ek tog vra, weet, die name wat ons hoor van die, kom ons sê die vertaalde name, die Afrikaans, Engels, Hebreëse name, ons praat letterlik in Afrikaans met 'n Afrikaanse naam. Ek is nie William nie, ek is Willem, tot ek miskien by Engelse mense kom. Maar as 'n mens nou die naam van die Here sou weet in Hebreëus of in Grieks, is daar 'n meer korrekte manier om dit te vertaal, of is dit die regte manier, of moet ons dit in Afrikaans vertaal? Ja, Willem, weet jy, as ons die Engelse, die hoofstad, in Engels is dit London, L-O-N-D-O-N, London, maar in Afrikaans skryf ons dit met London met die E. Dit is net normaal. Ons doen geen afbreek aan daardie stad nie, of ons doen geen afbreek aan sy naam nie. Die naam vat net die Afrikaanse vorm. Of as ons dan die Hebreëse, die Russiese naam Ivan het, en ons moet 'n storie vertaal, dan noem ons hom Johan of Johannes. En dis net die normale manier om van die Russiese Ivan te praat. En ek dink nie dit doen afbreek nie. Dit kultureel is daar 'n effense verskywing. Want dit word verskuif van die Russiese na die Afrikaanse kultuur, Afrikaanse taal. En ek dink dit is miskien hierdie ding wat mense dan lief maak om na Jesus te verwys as Yeshua. Want Yeshua is sy Hebreëse oorspronklike kulturele setting waarin hy genoem is. Waar die naam letterlik die betekenis van verlosser gedra het. En as ons dan sê Jesus, dan verstaan ons nie so direk dat Jesus verlosser beteken nie. Maar die Grieks het dieselfde gedoen. Die Grieks het ook Yeshua, Jesus gemaak. Jesus, dink ek nie, het presies dieselfde inherente betekenis as verlosser nie. Maar dit is die verklanking van die Hebreëse naam. En omdat hulle Hebreëus en Grieks geken het, het hulle verstaan dat Jesus eintlik Yeshua is, wat eintlik verlosser beteken. Ja, daarom wil ek sê, dat is eintlik nie 'n minder of meer korrekte naam nie, maar as mense 'n bietjie meer dan kultureel sensitief wil wees, sou mens dan van Jesus kon praat as Yeshua, maar dis nie meer heilig of meer korrek nie. Ek dink dis belangrik wat ek nou sê. Dis nie meer heilig of meer korrek nie. Dis net die ander kulturele vorm van dieselfde naam. Ja, ek het dit al 'n paar keer gesê. Ek dink
vir my was dit nogal interessant. Een van my kleinkinders is ook genoem na Josia, en toe het ek besef op die oomblik dat Jesus se naam, toe hy gebore is as 'n Jood, waarskynlik ook dan Josia was, of die Aramees daarvan, maar definitief nie Jesus nie, want dit is die Griekse vertaling van sy naam, so sy ouers het hom definitief Joshua genoem, en waarskynlik nie Jesus nie. Maar so dit is dan korrek om in 'n vertaling Afrikaanse naam te gebruik, want ons kan eintlik dan nie terugval om 'n Hebreëse naam te gebruik, of ons gebruik toch nie Engelse name nie. Ja. Nou, die ander saak wat ek wil vra, ek gaan dit iets so diep in sê. So jy het nou so pas gesê jou kleinkind is Joshua. So jy kan eintlik vir jou kleinkind sê, maar dis die Hebreëse vorm. Jy weet, jy moet die Afrikaanse vorm gebruik. En die Afrikaanse vorm is Jesus. So, ja. Hoe wil jy voel om jou kleinkind Jesus te noem? Gaan dit vir jou werk? Nee, ek dink is nou amper soos Noag. Jy weet, niemand noem hulle kind Noag nie, en niemand noem in Afrikaans nie, alhoewel in ander tale is daar natuurlik baie mense wat, ek dink veral in die Suid-Amerikaanse name, jy weet, is daar baie Jesus mense, en die Jesus mense met die naam. Ja, en in die Turkse wêreld, is daar kindertjies wat Isa genoem word, Jesus. Ja. Maar as jy jou kleinkind Jesus noem, wow, almal gaan op hulle agterpote staan en wonder wat gaan hier aan. Ja, maar dit wys net daar is kulturele, emosionele waarde, gevoel aanname. Ja, en ek dink dit is dan mense wat Jesus Yeshua noem, wat daardie kulturele gevoel wil terugbring, en dit werk in daai kant toe, maar dit werk nie ander kant toe om nie. So ja, dit is hoe name werk, vertaal word en kultureel geplaas word, gebruik word. Ekskuus, jy wil nog verder sê. Nee, ek wou net 'n opmerking maak en sê, weet, daar was, ek onthou by die, lang terug, dit iets daarvan gelees, by die konsilie van Nicea, of die byeenkoms van Nicea, by die tweede een is die Bybels boeke vasgestel, as ek reg is, en iewers daar was daar 'n groot gesprek rondom die Ou en die Nuwe Testament, en vandag nog, jy weet, baie keer beklemtoon ons die Nuwe Testament, maar elke keer as jy vir ons hierdie lyne trek, hierdie parallelle trek, dan sien ons eintlik dat ons 'n baie verskraalde evangelie het as ons net die Nuwe Testament lees, en ons lees nie in diepte en behoorlik die Ou Testament, wat ons waarskynlik baie afskeep. So die Bybel is daar vir 'n definitiewe rede, jy weet, die Ou en die Nuwe Testament, die volle Bybel. Die volle Bybel, ja, nie bedoel om minder gelees te word of meer gelees te word in die laaste deel of die eerste deel nie. Ja, luisteraar, dit is iets wat vir my die laaste 10, 15 jaar, wat ook al, so lewend geword het, dat die hele Bybel is deur God ingegee as die Heilige Skrif. En ons moenie ons geloof, ons skrif verarm deur net op die Nuwe Testament te fokus nie. Want ons gaan nie eintlik verstaan wat in die Nuwe Testament gebeur as ons nie die fondasie van die Ou Testament het nie. Really baie dankie. Jy weet, vandag het jy vir ons gepraat oor die Verlosser kom stad toe, en eintlik uit 2 dimensies of 2 perspektiewe. Baie dankie daarvoor. Miskien 'n laaste woord en ook 'n kontaknommer. Miskien is daar iemand wat, en ons wil die luisteraars vra en uitdaag, jy weet. Praat met Dr. Louis van der Spy oor moontlike insig wat jy gekry het of verstaan, en bespreek dit met hom, al is dit uitdagende een. Ja, of wat jy nie verstaan nie, of wat jy verskil in daai opsig, ja, asseblief. Ja. Want so leer ons saam en so leer ons van mekaar, ja. Ek wil afsluit deur te sê, Yeshua die Verlosser in die Ou Testament en in die Nuwe Testament
lei die volk tot vernuwing en tot verlossing. En dis iets wat ek eintlik wil opteken en skoon vergeet het, nee. Al twee hierdie Jeshua's het deur 'n tydperk van 40 gegaan, né? Die eerste Yeshua 40 jaar, die tweede Yeshua 40 dae, as 'n proses van reiniging, as vernuwing, voordat hy hierdie verlossing bewerkstellig het. Ons weet net hierdie dinge deur die skrif te bestudeer. As jy nie die skrif bestudeer in sy diepte nie, gaan jy nie die dinge ken nie. Gaan jy nie dinge verstaan nie, gaan jy nie die lyne by mekaar kan trek nie. My laaste woord is, hoe meer jy weet van die Joodse feeste, hoe beter sal jy Yeshua, die verlosser, ken. Of, hoe beter sal jy vir Jesus, die verlosser, ken. Want Yeshua, die verlosser, Jesus, die verlosser, is een en dieselfde. Mag die Here vir ons regtig met sy Heilige Gees die skrif van begin tot einde oopmaak. As jy graag iets wil sê vir my, of iets wil vra, of iets wil voorstel wat ek nie mooi of reg gesê het nie, kontak my gerus op 074 419 8353. Mag die Yeshua, die verlosser, Jesus, ook jou verlosser wees. Seën vir julle. Dankie, Rulie, tot die volgende keer. Baie dankie. Totsiens.